maar ek het gevra, maar hoekom het hulle my hier gekom los? Maar as die Here so groot is, hoekom sal hy nie vir my hierdie situasie gered het nie? Goeiemiddag, my naam is Hendrik, my vader is Alain en ek bly so 6 kilo's hier vanaf by 'n lokasie. Ek wil vandag begin waar ek op die ouderdom van 7, ek het in 'n Christenhuis groot geraak en ek het my ma en my pa het my elke dag kerk toe gevat, sonndagskool toe. Ek het geweet nou wat is elke Sondag om in die sonndagskool te wees. En soos ek groter geraak het, het ek gebeweeg saam met my pa. My pa was 'n evangelis geweest. Hy het my geleer hoe om vir mense te bid, hoe om uit te gaan na die mense toe en 'n verhouding te bou saam met die mense. Op die ouderdom van 14 het ek stout begin raak en hulle het my na 'n koshuis toe gestuur. Van ek het stout geraak op 'n boplaas toe. Dis 'n koshuis op die Olifantshoekpad. Hy is so diep in die veld in. En daar het ek, toe hulle my gaan los daar het ek nog vriende ontmoet en ek het begin stout geraak saam met die vriende. Nie veel gewaar oor kerk en goed nie. Maar ek het gevra, maar hoekom het hulle my hier gekom los? Maar as die Here so groot is, hoekom sal hy nie vir my hierdie situasie gered het nie? En weer eens het ek besef, dit is vir my om reg te kom, maar ek het gedink, nee, my ma en my pa steun my, dis hoekom hulle vir my in die koshuis gesit het. En ek het nou 3 keer weggeloop van die koshuis af, dit is 'n ver eind in, en toe het ek by my ouma gegaan bly, en ouma het vir my kerk toe gevat, en ek het my ouma gesê, maar my ouma, hoekom is ek na kerk toe gaan? Die Here dan nie van my daar uitgered waar ek gewees het by die koshuisie. En weer eens toe besef ek, op die ouderdom van 17 het ons 'n ongeluk gehad. Ons is af van die pad af gery van 'n trok, vast in 'n bord. En daar het ek weer besef wat die Here is werklikheid. Ek het gelê en ek het 'n wit lig gesien wat oor die bakkie geskyn het. En nie een van ons het gesterwe nie, want dit was net die genade van die Here. En het weer eens toe ek daar besef, maar God is 'n werklikheid. Ek glo nie, soms nou kan nie vir jou daar uithaal nie, uit die omstandighede waar jy ingesit word nie. Dit is ook sy planne, wat jy moet kan regkom. En ons dink nou God is teen ons, maar hy is nie teen ons nie. Hy is saam met ons. En toe het ek besef, maar dit wat my pa en my ma gedoen het om vir my 'n koshuis in te sit, as laat ek kan vir my verander, my rebelsheid teenoor hulle, my stoutheid. Maar ek het nie dit besef, ek het net gedink, nee, hulle gooi my weg, hulle skuif my een kant toe, dat ek aan een kant toe gaan, maar dit was nie so nie. En toe het ek teruggekom, by my ouma gebly, en ouma het begin siek geraak. En ons het gebid vir my ouma, en my ouma het nou kanker gehad. Toe sê ek, Here, genees my ouma. En toe die Here nie my ouma genees het. Speer International en Speer SA. Speer SA is Speer Suid-Afrika. Nou, wat ons doen, is ons stuur sendelinge uit. Na hulle klaar gestudeer het by School of Fire, kan hulle gaan na verskillende wêrelddele en plekke. Ons het ook sendelinge daar buite. U kan ook bydra by dit. Mense daar buite het partykeer ondervindinge jare al vir Jesus. Hulle het nie 3 jaar gestudeer nie, maar hulle wil ook graag sendelinge raak, maar hulle kan nie vir 3 jaar kom nie.
dan bel jy ons het 'n onderhoud met jou en jy kan round off kursus kom doen hier by Speer International en dan kan ons jou ook uitstuur. Maar dit kan jy nie deur 'n e-posadres hanteer nie. Jy bel ons, daar is 2 nommers op die skerm. Dit is myne en Andre Strauss se nommer. Bel ons en ons praat met jou. God seën. Maar my ouma moes gesterwe het van die familie was uit mekaar uit. Die familie het 'n kwai vriende gelewe. Maar God het sy eie plan om die mense weer nou by mekaar te bring. En toe het my ouma gesterwe en toe het ek weer begin kwaad geraak. Maar ek sê, Here, hoekom het jy my ouma weggevat? Maar jy genees aan die mense. Van ons het dan gebid. En toe het ek weer besef, God het vir elke iets het 'n plan. En nadat my ouma gesterwe het, het die familie by mekaar gekom. En hulle het versoening met mekaar gemaak. God vat iets weg, partykeer, omdat as mense kwai vriende is, om hulle weer by mekaar te bring, terwille van daai ding. En toe het ek nog dit gebesef, familie is 'n groot ding. As hulle mekaar by mekaar kan wees, om die woord van die Here uit te dra. En toe het ek nog dit gebesef. En toe het ek uit die skool uit gegaan en gesê, ek wil nie weer skool gaan nie. Ek gaan maar net by die huis sit. En toe het my ma ingekom val by oom Roy Strauss. En daarna, 'n jaar daarna, toe werk ek hier. Maar toe besef ek eintlik mening, wat is Christendom mening? Want ek het hier gesien, God werk deur om te bid. Van gebed is 'n sleutel vir alle deure. En ek het gebid, Here, ek wil U voluit dien, maar ek weet nie waar nie. Want by die kerk waar ek gewees het, daar so is die broers, ouderlings, nagmaal, na Sondag wanneer hulle nagmaal hou, nou drink hulle en ek is like, okay, ek moet ook seker ook nou dit doen. Maar ek het nie dit geweet, wat die nagmaal beteken, die bloed van Jesus Christus. En die brood is sy liggaam nie. En ek het maar net gedink, nee, dit is maar net, dit word geëet en dit word gedrink. Maar hulle het van my verduidelik, maar toe ek hiernatoe kom, toe besef ek, wat is dit? En toe het ek gebid, Here, ek wil by 'n plek uitkom waar ek God voluit wil dien. Dat ek leer van God. En toe het ek hiernatoe gekom, gewerk eers in die tuin van Amroyes. Hy het my eers 'n aanbod gemaak, Hendrik, wil jy nie leer nie? En ek het gepraat met my pa goed daarvoor. Ek sê my pa goed, nee, maar hoekom wil jy gaan? Jy kan nog steeds hier by die huis. Jy kan Sondag kerk toe gaan. Ons kan jou leer van die Bybel. Jy kan self lees. Maar ek het hy verhouding gesoek met God. En ek het hom nie gekry by die kerkie. Ek het hom nie gekry by die huisie. En toe het ek gesê vir oom Roos, nee, ek kan nie. Ek sal vir God by die huis soek. Ek sal daar by ons kerk die Here soek. En ek sal nou meer, maar ek het nie. My Bybel, waar ek elke oggend 'n Bybel lees, het ek nie dit gedoen nie. Gebid, ek het dit gedoen nie. Maar weer eens as ek hiernatoe kom, dan kan ek voel die Heilige Gees. Hy praat met my. En ek het baie keer dat ek hartseer geraak in die tuin waar ek gewerk het by Amroyes. Het ek gehuil en het ek van myself gevra, maar Hendrik, hoekom huil jy? Van die Heilige Gees het hy het gewerk met my. Ek het aangeraak gevoel. En elke oggend as Amroyes so Bybel lees, dan het ek daar gestaan. Eers gestaan en vir hom gekyk, hoe lees die Bybel? En het ek gesê, vir myself gesê, maar ek wil vir hom volg. Soos Petrus was 'n volgeling van God, van Jesus Christus. Die disippels het hom gevolg. En ek wil ook vir hom Roos volg, van hy lees in die Bybel. Hy bid. En daarna toe besluit ek Desember, nou laas jaar, vorige jaar Desember, ek gaan nou my werk los. En ek gaan nou om Roos toe gaan en vir hom sê, ek wil ook vir Jesus Christus volg.
Ek wil ook na mense toe gaan en ook vir hulle vertel van Jesus. Die siekes gesond maak. Ek wil ook uitgaan. By die deur gaan toe waar mense swaar kry. Ook die ervaring gaan vat vandaan. En toe het Roos gesê is reg en hy het vir my, hy het vir Pastor Andre te Vries van FOJ gebel en gevra is daar plek en Pastor Andre het gesê is reg, ek kan kom en daar te gebleer. Toe het ek teruggekom, nou laas jaar Desember hiernatoe, toe het ek hiernatoe gekom en hier te weer geervaar wat is vir iemand wat mening daar so sit op die straat en net vir hom vertel van Jesus Christus. En jy sien die seer wat hy het. En jy sit met dieselfde seer en jy kan vir hom verduidelik waar het God jou uitgehaal en waar het jou vandag gesit. As jy net gereeld bid, as jy bid in jou Bybel lees, van gebed is 'n sleutel vir elke deur. Gebed is groot. Dis hoekom toe die disippels gesê het, maar Here, ons weet nie hoe om te bid nie. Toe sê hy vir hulle, ek leer julle eenvoudige gebed, Onse Vader, wat in die hemel is. En daai gebed dra krag van hy het die gebed vir sy disippels geleer. En toe besef ek weer eens, waar is ek vandag? Te wille van mense wat vir my gebid het. Mense wat omgegee het vir my. As ek deur hy proses gegaan het, om hier uit te kom nie. Jy moet eers deur 'n proses gaan, om daar uit te kan kom, waar jy moet wees. Van evens nou Dawid het die onmiddellik nou koning geraak he. Hy moes eers nou deur 'n proses gegaan het, om die koning te raak. En ek besef wat mening nou, waar ek vanaf kom, my agtergronde, stout gewees, rebels teen my ouers, nevermindness, vandag, kyk waar is ek, van my ma en my pa het nie opgegee in my nie, mense het nie opgegee in my nie, hulle het my getry help, en ek het, die eerste keer wil ek dit nie gevat het nie, maar nou, as ek terugkyk, het ek gesien, hulle wil net vir my die beste van my wil gehet het, en nie sit ek vandag, amper klaar met my studies, nou volgende jaar, Desember word ek ingesalf, nou volgende jaar, dan word ek nou georden, as 'n pastoor, ek moet nou eers my 3 jaar, is nou my 2de jaar, ek moet nou volgende jaar is my praktische jaar, en is ek klaar, en dan is ek pastoor, wil ek uitgaan, en Matthew 28 sê, go and make disciples of all nations, en ek wil uitgaan, en ek wil de disciples gaan maak van alle nasies, om in die koninkryk in te gaan, ek wil in die Oesland in gaan, en ek wil 'n arbeider wees vir die Here. Dis hoekom ek vandag hier so sit. The Miracle Place. Miracle Place kan jy na toe kom vir die volgende redes. As jy drug addict is, as jy 'n issue het aan selfoon verslaaf is, jy's aan suiker verslaaf, whatever jy aan verslaaf is, jy kan kom inboek vir 'n maand, jy kan inboek vir 'n jaar, jy kan inboek vir 6 jaar. Ons skep vir jou hier 'n omgewing vir Jesus Christus en dan kan jy hom aanneem en uit Miracle Place uit, the Miracle Place. Vat ons die mense en ons oorreed hulle of hulle dan nie wil vir sendelinge gaan nie en 'n bietjie 'n stappie verder gaan nie. Wat the Miracle Place ook bied is partykeer net 'n fire miracle event. Dis sommer net vir 2 dae. Wat jy kan kom en as jy wil vuur van God hê, dan kom kry jy sy vuur. Jy kan hiernatoe ook mense bring wat kanker het. Hulle kom boekie in nie, maar hulle kry daai miracle en fire events. So hou dit dop op the Miracle Place se Facebook en as iemand siek is, kom daai 2 dae en kom dat die persoon gesond raak. Julle is so welkom. Volg ons, die Here seën. Ons was op 'n takeover uitreiking gewees, gegaan na Kimberley toe, die aand by Barend se huis geslaap, die oggend, die ander dagoggend, het hom Roos uitgebid en gesê, Here, waar sal ek begin? En toe ry ons in by Kimberley, ons beweeg in die strate, en hom Roos sê vir ons, okay, ek wil vir julle gaan wys waar te begin.
waar ek geloop het met 'n checkersak, met die Bybel in my checkersak. En hy het ons na Beaconsfield toe gevat. En toe ons daar gekom, toe besef ek, toe sien ek, waar Oom Royce gaan begin. Dis mense wat swaar kry. Niemand worry oor die mense nie. Daar's niemand wat omgee vir hulle nie. En weer eens het ek besef, dit is, hoe kan ek sê, dit is soos 'n woonstelle, waar as gangsters, dis drug addicts, dis deur mekaar daar. En ek het daar gestaan en gesê, Here, Oom Royce het my gewys waar hy begin, onder 'n boom, kerk gehou vir die mense. En ek het gesê, Here, wat kan ek doen vir die mense van Keida? Wat kan ek doen? Nie kort help in hierdie gemeenskap. En wat vir my die hartseerste gemaak is wat nou niemand worry oor die mense nie. Niemand gee oor hulle nie. Die mense kort ook vir Jesus, maar as niemand wat hulle kan vertel van Jesus nie. Die pastore ry elke dag af verby, hulle wil nie ingaan daar nie. Hulle is like, nee, die mense ons kan nie die mense wegstoot nie. Ons is een body in Christus, een liggaam. En toe ek hartseer geraak, want die mense, ons het gestaan met die blou dromde daar met die meele, en die mense kom met hulle se bakke, jy kan sien, hulle is honger, en hulle is honger vir die woord ook. Jy moet hulle altyd voeding gee. En toe ek gebid en gesê, Here, wat kan ek doen? En die Here het vir my gesê, begin ook daar, onder die boom. Gaan praat met die mense, gaan bedien die mense daar. En ek het weer eens besef, ek moet daar naartoe gaan, van die mense kort help. Ons fokus aan buitelande, maar self wie by ons sit mense, wat die woord ken nie. Hulle ken nie vir Jesus Christus nie. Van ons stoot hulle weg. En ek het gesê, Here, maak 'n deur oop, dat ek vir Beaconsfield kan change, dat ek kan jong manne gaan help, dat hulle kan verder met die mense wat daar is, die evangelie verkondig. En ek wil daar naartoe gaan, ek wil daar begin by Beaconsfield. Nou volgende jaar, ek wil die beplanning klaar uitwerk. Hoe kan ons gaan werk met die mense? Hoe kan ons die mense help? Hoe kan ons hulle na Jesus toe lei? Opleiding gee, pastore daar uitdruk, wat kan opstaan daar in Beaconsfield. Van hulle baie potentiaal in Beaconsfield, maar as is net omgee vir Beaconsfield. Dis hoekom ek die projek wil ek aanvat, saam met die Groot Rivier projek. En dit gaan 'n baie groot impak in my lewe is, om met gebreekte mense werk, mense wat hartseer is, wat deur trauma gaan, wat elke dag, jong meisiekinders wat verkragt raak, manne wat doodgesteek raak daar. Ek wil saam met hulle werk. En ek wil ook die experience opvoer. Maar ek wil dit nie vir my doen nie. Ek wil dit vir die koninkryk van God doen. Ek wil nie vir myself opbou nie, maar ek wil God se koninkryk opbou. Laat daar pastore kan opstaan. Mense wat kan, beraders, wat kan mense help, beraad, hulle deur trauma gaan. Dis hoekom ek wil na Beaconsfield toe gaan, en vir Beaconsfield se mense gaan help. En ek wil begin, waar Timothy het begin, waar Apostel Paulus begin het. Hy het vir hom gevolg. En ek wil begin, waar Oom Royce begin het. Hy het begin by Beaconsfield, maar ek wil eindig daar, dat daar mense kan opstaan. Die Groot Rivier projek is, ek begin van Boegoberg af, tot in Ograbies, waar ons paphuise oprig, elke Sondag, ons gaan paphuise oprig, die kerke by mekaar bring, letterlik kan saam staan by 'n paphuis, om die mense te evalueer, die woord kan gee. Jy kry 'n total by die kerk, elke Sondag, dan kan jy na huisop kan bys toe gaan. Maar jy moet eers in die kerk is, voor jy kan die total kry. Jy moet elke Sondag in die kerk is, dan kry jy 'n week se total, waar jy kan sop kan bys toe gaan, die total inloop gee vir die mense, waar jy kan kos kry van sommige van ons, wat in die ander honger gaan slaap, wat die kos het nie. Nou kry jy elke Sondag die woord, en jy kry die kos. Dis die Groot Rivier projek wat ons gaan werk, uit Boegoberg uit tot binne Ograbies,
Ons gaan laai, ons sal die kerk ook, hoe kan ek sê, reunited, by mekaar bring, dat hulle een kerk van Jesus Christus is. Vir ons is baie kerke, maar ons haat mekaar, die kerke haat mekaar, ons wil die broers en susters by mekaar bring, en wat hulle die liefde van Jesus Christus haat. En dis hoekom die Groot Rivier projek daar is, om al die kerke by mekaar te bring, en al die mense wat honger kry, wat in 'n kerk behoort, na die kerk toe te bring, dat hulle kan weer eens besef, dat daar is vir hulle kos en die woord, is daar vir hulle. En dan wil ek net sê, jong manne daar buitekant, jong meisies, kom ons gaan in by die woord. Ons het Jesus Christus nodig. Ons kan nie, ons moet saam met hom wandel. Van as ons uit na buitekant die woord van die Here is, kry ons seer. Ons steek mekaar onnodig dood. Ons gooi ons lewe onnodig weg, val in drugs en verkoop ons liggaam vir geld en goeders. Maar as jy in Jesus Christus is alles vir jou moontlik. Hy gaan nie vir jou sommer net alles sommer net so vinnig gee nie. Maar daar is, as jy bid en mening aandag gee in sy woord, is daar baie uitkoms vir jou. Hy maak vir jou deure oop wat jy nog nooit ooit gesien het nie. Soos ek Evans, ek het eens geweet ek sal na 'n ander land toe gaan nie, en ek was Lesotho toe. Dit was net deur Jesus Christus wat ek dit kan gebruik het in die lewe. En kom ons gaan kerk toe. Ons kyk na ons. Van ons liggams is die liggaam van die tempel van God. Hy het ons geskape. Hy sê dan reeds, ons moet ons liggaam oppas, soos hy die kerk gaan oppas. Hoekom moet ons die liggaam seer maak? Hoekom wil ons nie vir hom volg nie? Hoekom wil ons vir hom liefhad nie? Kom ons kry die liefde vir Jesus en gaan elke Sondag kerk toe. Al wil jy nie nou jou hart gee nie, maar die Here gaan jou konvik om jou hart vir hom te gee. Van ons almal behoort aan hom. Van hy het ons geskape, nie ons self nie. Asseblief, jong mense, begin sit jou vertroue in die Here. Asseblief, ek smeek julle, los die drugs. Dit verwoes jou, dit verniel jou. Los die drank, los die kuitery op jou foon. Hou jou besig met die woord van die Here. Asseblief, ek smeek julle, dat elke dag wat jy doen in jouself, die sonde wat jy doen, dit is nie reg nie. Nou hy kan wat jy kan groot maak, maar sien dan, maar kyk wat doen mama en papa, hulle vat my nog nooit die kerk toe nie. Ek kom doen ook nou dit wat hulle my doen, van ek sien dan by hulle dit. Hulle gaan nie kerk toe nie, hulle gebruik die drugs, hulle drink drank. Nou raak ek ook maar so groot om te drink. Ouers, vat julle se kinders se kerk toe. Los die drank. Sê by Sondag, bottel, vandag sal ek jou nie drink nie. Van ek wil my kind gaan wys, waar is die kerk? En dan vat jy jou kind kerk toe. Dit is so mooi as 'n man en pa in 'n huisgesin kerk toe stap Sondag. Dit is bitter mooi. Maar nou stap julle agter mekaar na die tafel toe. Dit is nie reg nie. Vat jou kind kerk toe. Laat hy die Sondagskool op sien. Hoe is daar? Waar ek die kinders gaan vertel oor Bybelstories. Hoe Jesus gebore, hoe het hy groot geraak. Daar het ek geleer weer in 'n Sondagskool van Jesus Christus. Dankie ouers. Vat elke Sondag jou kind kerk toe. Dankie. Prys die Here, ek wil jou uitnooi na School of Fire toe. Nou wat gebeur by School of Fire? Jy kan menigte dinge hier doen. Jy kan vir 'n pastoor kom leer, vir 3 jaar lank. Of jy kan vir 'n beraader kom leer. Jy kan vir 'n evangelis. Jy kan jou bekwam om vir God te werk. Jy kan ook 'n gap jaar vat. Maar nou het ons ook gap seisoene.
dat jy net vir 3 maande kom. Al wat jy moet doen, jy moet net jou e-posadres sound toe WhatsApp en ons stuur vir jou inligting. Jy kan ook na die inligting vir ons bel en 'n bietjie gesels en ons kan hierdie ding uitmekaar uitsit. Daar's ook 'n volunteerafdeling wat jy op die plaas by die krokodille kan kom werk. Hier's ook ander afdelings. Daar is kamerawerk, daar's klankwerk. Ag, daar is baie om op te noem. Daar's leerwerk, daar is materiaalwerk om rokke te maak. Baie verskeidenheid goed wat ook baie prakties is. Skakel ons en ons kan met jou gesels. By School of Fire, nou ja, die nommer is op die skerm, stuur nou jou e-posadres met 'n WhatsApp en kom join School of Fire.